My broers en susters, liewe kinders, ons lees vanmôre saam 'n gedeelte uit Matteus 10 vanaf vers 34, Matteus 10 vers 34 tot vers 39, en die tema van vanoggend se woordverkondiging is die skadukant van vrede. As die woord van die Here dan voor ons oop is, kom ons bid saam. Vader, ons aanbid U as die ewige God, Skepper God, die onderhouer God. Maar Here, ons kom aanbid U ook vanmôre as in Jesus Christus ons verlosser. Die een wat vir ons vrede gebring het tussen mens en God. En dankie dat ons vanmôre ons skuld en ons tekortkominge voor U kon bely. En Here, dat ons kan weet dat dit is ook nou iets van die verlede. Here, dankie dat ons die versekering in die woord kry, dat U ook daardie sonde van ons in die diepste van die oseane gooi. En Here, dat U nooit weer daaraan dink nie. Vader, ons as vrygesprooktes wil nou kom stil word voor U. Want Here, ons wil as U kinders, wil ons 'n lewe gaan leef tot U eer. Daarom vra ons dan nou, Vader, dat U ons denke in besit sal neem, dat ons vanmôre U woord sal hoor en dat ons dit ter harte sal neem. Maar Vader, bo dit alles dat ons ook U woord sal gaan doen. En Vader, dat U woord sal vrug dra in ons doen en late. Ons vra nou, Here, dat U tot ons sal spreek en dat U ook sal kom verander. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Matteus 10 vers 34 tot vers 39. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Ons lees dan vanmôre net tot sover. My broers en susters, liewe kinders, die woord van die Here is 'n geweldige ingewikkelde boek. En baie keer wanneer ons die woord van die Here lees, dan wil 'n mens amper sê, maar hoekom is daar soveel teenstrydighede in die woord van die Here ook opgeteken? Want dan besef 'n mens, my broer en suster, dat as ek en jy 'n bepaalde standpunt wil maak en ons gebruik 'n enkele versie, of dalk baie keer 'n deel van 'n versie om ons standpunt te regverdig, kan ons baie maklik sê, maar dit is wat die woord van die Here vir ons leer, maar dan is dit nie waar nie. Want ons vat net 'n deeltjie en ons maak dit asof dit die waarheid is, terwyl die deeltjie eintlik deel van 'n groter konteks is, en binne in die konteks het daardie deel sy eie betekenis. En daarom is dit so dat daar baie dwalinge en allerlei verdraaiings van die woord van die Here vandag nog steeds ervaar en beleef word, omdat mense met nie groot versigtigheid met die woord van die Here omgaan nie, want die woord van die Here, my broer en suster, is 'n ingewikkelde boek, of ons dit wil weet of nie. Maar kom ek verduidelik vir u, en ek wys met 'n voorbeeld vir u wat ek daardeur bedoel. Wanneer die Here Jesus die nag gebore word, dan lees ons dat die engele kom en hulle verskyn aan die herders daar in die veld, buite Bethlehem, waar hulle besig was om hulle skape te versorg en op te pas. En dan kom begroet die engele die herders met 'n pragtige lied. Ons lees van daardie lied in Lukas 2, vers 14. Hulle sing, hulle sê ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir wie die mense hy 'n welbehaag. Uit hierdie gedeelte is dit baie duidelik dat die engele kom en sê, maar die geboorte van Jesus Christus lei 'n nuwe seisoen in die mensdom in, en dit is 'n seisoen van vrede. En daarom vier ons so 'n Kersfees, en oral sien ons hoe dat daar op kerskaartjies die woorde aangebring word, vrede vir julle. Want Kersseisoen is 'n seisoen met die boodskap van vrede. En ook as Jesus Christus dan begin met sy openbare bediening in die bergpredikasie, kom Jesus in Matteus 5 vers 9. En dan sê Jesus, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
Met ander woorde, 'n kind van God is in sy wese 'n vredemaker. Is iemand wat uitgaan om vrede te bring tussen mense, daar waar daar dalk onvrede is. Dan lees ons ook dat die Here Jesus Christus in Matteus 10 vers 12 sê, as julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. Ja, in hierdie gedeelte stuur Jesus sy disippels uit en dan sê hy vir hulle, maar julle is my vrededraers wanneer julle by mense kom. Daarom moet julle, as julle in hulle huise kom, moet julle vir hulle vrede kom gee. Nou op grond van hierdie teksverse, en so is daar nog 'n hele ander paar in die evangelies, my broer en suster, dink ek kan ons vir mekaar met redelike sekerheid sê, dat Jesus bring vrede. Maar my broer en suster, dan vanmôre lees ons 'n teenstrydigheid. Want vanmôre lees ons 'n paar verse na vers 12 in Matteus 10, kom ons by vers 34, en hoor mooi wat het ons gelees. Jesus sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. En onmiddellik wil 'n mens sê, maar hier's mos 'n teenstrydigheid. Het Jesus dan nou vrede gebring of het Jesus nie vrede gebring nie? Hoe moet ons dan nou die Bybel, is die Bybel enigstens nog geloofwaardig? Want aan die een kant sê hy, Jesus bring vrede, en net 'n paar verse verder sê hy dat Jesus het gekom nie om vrede te bring nie. Maar my broers en susters, die antwoord lê nie daarin om te sê dat die Bybel is teenstrydig met mekaar. Maar die antwoord lê daarin dat ons moet besef dat vrede het 'n skadukant. Ek wil vanmôre 'n stelling maak, en my broers en susters, ek doen dit met baie groot respek en baie groot versigtigheid vanmôre. Ek dink dat ons word van kleins af groot gemaak met die gedagte van 'n sentimentele evangelie. Ons almal ken mos die uitdrukking van liewe Jesus. En so word ons almal groot gemaak met die liewe Jesus idee. Met ander woorde, die evangelie van Jesus is tog so oulik. Ja, veral as ons 'n prentjie kry van die Kersgebeure, nê, die verhaal, die geboorte van Jesus Christus, en ons dink aan die stal daar in Bethlehem, en ons dink aan die diere in die stal, en ons dink aan die herders wat daar is, en die wyse manne, en Josef en Maria, en baba Jesus, is dit alles so, met alle respek my broers, is dit so sentimenteel. Dit is tog so mooi, dit is tog so fraai, dit is tog so wonderlik, want dis die prentjie wat ons kry, uit die gedagte ook uit ons kinderbybels uit. Want Jesus die vredevors is dan gebore. Maar my broer en suster, dit was nie so pragtige sentimentele verhaal nie. Dit was nie eintlik so mooi soos dit ons Kerskaartjies vir ons dit probeer sê nie. Want die geboorte van ons Here Jesus Christus het 'n nuwe era aangedring. 'n Era waar daar vrede is, maar aan die ander kant vrede wat ook 'n skadukant het. En die skadukant is dit wat ons gelees het in vers 34. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. Broers en susters, dalk is dit nodig dat ons vanmôre so 'n bietjie by hierdie skadukant van die vrede sal uitkom. Want ek is oortuig as ons die skadukant van vrede verstaan, dan gaan ons dalk die vrede van die Here Jesus Christus nog beter verstaan. Jesus Christus het vir ons vrede gebring. Maar 'n vrede wat anders is as die wêreldse vrede. Ons lees dit in Johannes 14, vers 27. Jesus sê, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wêreld gee nie. In ander woorde, die wêreldse vrede en Jesus se vrede, my broer en suster, is twee tipes van vrede wat eintlik lynreg teenoor mekaar is. Want jy sien, Jesus bring 'n unieke vrede. Jesus se vrede is 'n versoening tussen sondaar mense en God. Om daai vrede vir my en vir jou te bring. En nou kan ons die vraag vra, maar hoekom? Hoekom het Jesus vrede gebring? Want my broer en suster, die sonde het onvrede gebring. Ja, ons lees dat na die sondeval, my broer en suster, voor die sondeval was dit wonderlik en harmonie gewees. En daarom as ons iets wil romantiseer, kan ons miskien die skepping soos wat dit in die begin was romantiseer, want dit was wonderlik, dit was goed. Maar toe kom die sonde en daardie wonderlike goedheid in. En die sonde bring skeuring, afstand tussen God en ons as mensdom. En ons kan daai afstand opsom met 'n enkele woord om te sê dat die sonde
het onvrede gebring. Daarom dat die mens nodig gehad het om te vlug en weg te kruip van God se teenwoordigheid. Omdat ons in onvrede met God geleef het as gevolg van ons sonde. Goeie nuus natuurlik van die Kersverhaal is dat Jesus gekom het om daai onvrede te herstel, sodat daar weer vrede tussen ons en die Here kan wees. Paulus skryf van hierdie vrede in Romeine 5 vers 1. Paulus sê daarso, God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. En daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. In ander woorde, omdat ons in Jesus glo, omdat ons glo Jesus is werklik gebore en Jesus het werklik aan die kruis gesterf, weet ons is daar nou vrede tussen ons en die Here. En hoef ons nie meer van die Here te vlug en te vrees nie, want ons leef in vrede met die Here. Maar my broer en suster, dan wil ek vanmôre ook vir u sê dat hierdie vrede is nie 'n gevoel of 'n emosie wat ons ervaar nie. Hierdie vrede wat die Here Jesus vir ons gebring het, is nie 'n vrede omdat my omstandighede goed is nie. Hierdie vrede wat ek ontvang het, is nie omdat ek gesondheid beleef nie. Is nie 'n vrede wat ek beleef omdat ek finansiëel onafhanklik is nie. Dit is 'n vrede ten spyte van my omstandighede. 'n vrede ten spyte van my gesondheid, 'n vrede ten spyte van my finansiële situasie. Ongeag my omstandighede het ek 'n vrede. Hoekom? Want ek leef in 'n verhouding met die Here Jesus Christus. En omdat ek in 'n verhouding met hom leef, leef ek in 'n verhouding met die bron van vrede. So dit is die vrede wat God gebring het. 'n Vrede tussen my en die Here. 'n Vrede waar daar nie meer vrees is nie, waar ek nie meer in angs en bewering leef teenoor die Here nie, maar waar ek weet daar is tussen my en God is daar vrede. Maar my broer en suster, hierdie vrede het 'n skadukant. Want jy weet, om in vrede met God te lewe is natuurlik baie belangrik. Want wie van ons wil in onvrede sterwe? Want dit beteken dan sou jy verlore wees as daar 'n onvrede tussen jou en die Here is. Maar juis hierdie vrede het nou 'n prys wat betaal moet word. Want die Here Jesus Christus kom en hy sê dat sy vrede wat hy vir my en vir jou gebring het, beteken daar is nou tweedrag. Met ander woorde, die vrede van die Here Jesus Christus het 'n kiem in sy binneste. 'n Kiem wat daartoe kan lei dat jy in onvrede met mense kan lewe. 'n Kiem wat daartoe lei dat jy in onvrede met die wêreld kan begin lewe. Hoekom? Omdat jy in 'n vrede met God lewe. My broer en suster, Jesus se vrede vra opofferings. Jesus se vrede het 'n keuse wat ek en jy in die lewe moet maak. Ja, vrede met die Here beteken vyandskap met die wêreld. Dis 'n veel mense die vraag vra, maar hoekom? Het Jesus dalk nou nie gekom om vrede ook tussen mense te bring nie? Ja, my broer en suster, natuurlik wil Jesus ook hê ons moet in vrede met mekaar leef. Maar nie in vrede met die sonde van hierdie wêreld. Jesus het juis gekom sodat daar 'n duidelike skeidslyn kan wees tussen mense wat in vrede met God lewe en mense wat in vrede met hierdie wêreld leef. Want jy sien my broer en suster, kom ek verduidelik dit vir u so. As die goeie na vore wil kom, beteken dit tog dat die slegte moet verdwyn. Want die goeie en die slegte kan tog nie in dieselfde geselskap wees nie. Kom ek stel dit anders. As die lig in 'n vertrek kom waar dit donker is, kan die donker nie langer daar bly nie, want lig verdryf die donkerte. Dit het Jesus Christus tog self vir ons kom leer. So met ander woorde, goed en kwaad kan nie in een asem genoem word nie. En daarom as jy in vrede met God lewe, beteken dit, jy kan nie meer deel wees van die kwaad van die wêreld nie. Want jy het 'n keuse wat jy gaan maak. As jy wil sien wat is die waarheid, my broer en suster, beteken dit dat die leuen verdryf moet word. Want die waarheid en die leuen kan tog nie in dieselfde sin genoem word nie. Want die waarheid en die leuen is in stryd met mekaar. Daarom kom Jesus en hy sê, hoorie, ek het gekom om vir julle vrede te bring, maar aan die ander kant,
het hy gekom om vir julle 'n skadukant van vrede te bring, en dit is dat julle in vyandskap met hierdie wêreld gaan lewe. En jy het 'n keuse, jy het 'n opoffering wat jy moet maak. Paulus is natuurlik baie duidelik daaroor. Paulus sê in 2 Korintiërs 2 vers 16, hy praat oor die evangelie, dan sê hy vir die wat verlore gaan, is dit, die evangelie, 'n doodsreuk wat die dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat die lewe wek. My broers en susters, ek dink ons moet dit vandag vir mekaar sê. Die evangelie van ons Here Jesus Christus is radikaal. Die evangelie van die Here Jesus Christus kom en dit is soos 'n tweesnyende swaard wat skeiding bring in die lewe. En jy het 'n keuse wat jy moet maak, aan watter kant van daai lem bevind jy jouself. My broers en susters, dis 'n keuse. Want jy sien, as jy die keuse maak om in vrede met God te lewe, dan is die skadukant van daai keuse van jou, dan leef jy in vyandskap met die wêreld. Maar as jy 'n keuse maak om in vrede met die wêreld te leef, dan is die skadukant van daai keuse wat jy maak, dat jy leef in onvrede met die Here. En daar is ongelukkig nie plek vir 'n tussenin. Want ek en jy staan in die middel en ons moet 'n keuse maak. Ek wil vir hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, vers 34 tot 36, wil ek vir u lees uit die boodskap vertaling uit. Hoor net hoe radikaal vertaal die boodskap dit. Dit is nie altyd lekker en maklik om 'n Christen te wees nie. Daarom moet jy goed weet wat vir jou die belangrikste is. Ek het nie gekom om almal net te paai of tevrede te hou nie. My boodskap maak ook vyande. Mense wat nie met my saamstem nie, sal met my en met julle wil beklei. Hulle sal selfs teen ons wil oorlog maak. Dit moet julle besef. Die oomblik toe ek gekom het, het die verhoudings tussen mense gespanne begin raak. Selfs in die intiemste verhoudings het begin verkrummel, soos die verhouding tussen 'n seun en sy pa, tussen 'n dogter en haar ma, 'n bruid en haar skoonma, ja, tot die gesin waarin mense veronderstel is om mekaar die liefste te hê, sal nie gespaar bly nie. Broers en susters, hierdie woorde van Jesus is radikaal. Want hierdie woorde sê dat daar in die lewe 'n tyd sal kom, wat jy selfs moontlik teen jou eie familie, hulle met wie jy 'n intiemste verhouding het, dat jy selfs tussen hulle sal moet kies. Of vrede met Jesus, of vrede met die wêreld. En dan vra mens weer eens die vraag, maar hoekom? En dan antwoord Jesus dit. In vers 36b tot 37, julle vra waarom? Wel, dit gaan eintlik oor wie of wat vir jou as Christen die belangrikste is. Luister, as jy voel dat jy liewer lojaal moet bly aan jou pa of ma as aan my, verdien jy my nie. Dieselfde geld ook jou seun of jou dogter of wie ook al. Ek moet altyd vir jou die belangrikste van almal wees. Ek moet die belangrikste in jou lewe wees. Ja, alles gaan oor wie of wat vir jou die belangrikste is. My broers en susters, ek wil dit weer sê. Die evangelie van die Here Jesus Christus is radikaal. Die evangelie van die Here Jesus Christus, my broers en susters, is 'n mes wat kom en hy sny 'n duidelike lyn. En die vraag is, aan watter kant staan jy? Want my broers en susters, die hartseer is, ek en jy moet die keuse maak. En daai keuse het watter kant toe ook al, het hy gevolge. Die vraag is, kan ek en jy dit doen? Sal ons in die moderne, postmoderne lewe waarin ons leef, 2016, kan ons nog daai keuse maak? Nou wil ek vir julle sê, my broers en susters, ek weet nie. As ek maar net kyk na al die gerugte wat in die koerante was oor die NG Kerk en wat almal geskryf het, my broers en susters, dan weet ek nie of ons meer daai keuse kan maak. Want dit lyk vir my dat ons kies kompromie. Ons wil graag hierdie goue middeweg hê. Vrede met die wêreld en vrede met God. My broers en susters, die woord van die Here sê dit baie duidelik. Daar's nie 'n ruimte vir kompromie in die woord van die Here nie. Want jy kies of die liefde vir die Here of liefde vir die wêreld.
Ons lees dit, my broers en susters, vers 38 tot 39. Iemand wat sy lewe die moeite werd probeer maak, deur heeltyd agter mense aan te hardloop, sal agterkom dat hy die ware lewe heeltemal misloop. Wie egter bereid is om aardse opofferings te maak, omdat hy my bo alles liefhet, sal ontdek wat dit beteken om werklik te leef. My broers en susters, ons is geneig om te sê, ter wille van vrede. Ter wille van vrede, kom ons doen wat jy sê. Maar as ek hierdie gedeelte in Matteus 10 reg verstaan, dan sê Jesus, daar's nie iets soos ter wille van vrede. Jy moet 'n keuse maak. En jou keuse gaan 'n gevolg hê. En dis die skadukant van die vrede. Want jy sien my broers en susters, as dit kom by die dien van die Here, is daar nie iets soos 'n grys gebied nie. Dan is daar nie iets soos ek bly stil ter wille van vrede. Want as jy stil bly ter wille van vrede, is daar onvrede tussen jou en die Here. My broers en susters en liewe kinders, ek sluit af. Ja, Jesus Christus het vir ons vrede gebring. Vrede wat die wêreld nie ken. 'n Vrede tussen God en mens. En weet jy my broers en susters, die hartseer is dat daai vrede tussen God en mens het ongelukkig 'n skadukant. 'n Skadukant wat vir my en vir jou onvermybaar is. Want as ons kies om in vrede met God te leef, dan is daar onvrede met die wêreld. En dit is 'n prys wat ek en jy moet betaal. Want by die koninkryk van God, my broers en susters, is kompromie nie 'n keuse nie. Ja, dis nie 'n opsie nie. Dis of jy die Here die liefste met alles in jou lewe, of jy kies teen die Here. En daarom wil ek afsluit met die vraag, my broer en suster, as dit is waaroor die vrede van Kersfees gaan, dat daai vrede 'n skadukant het wat radikaal is. En jy vermoere hier sit en jy sê vir jouself, "Jog, ek weet nie of ek dit kan doen nie." My broer en suster, moet jy dalk huiwer om hierdie Kersfees vredesliedere te sing. Want dan besing ons dalk die wêreld se vrede, maar nie God se vrede. Amen.